Ons gesels hierdie week oor naby God. Vandag lees ons 1 Kronieke 16, hier van vers 8 af. Baie interessant is dit ook 'n lied wat Asaf gesing het saam met die volk. Hulle sê, loof die Here, roep hom aan. Maak aan die nasies bekend wat hy gedoen het. Sing liedere tot sy eer, vertel van sy magtige dade. Roem sy heilige naam. Laat die wat die teenwoordigheid van die Here soek, bly wees. Soek hulp en beskerming by die Here. Soek geduldig sy teenwoordigheid. Pragtige lied waar Asaf die volk leer om die Here se nabyheid te soek. Maar dit is baie interessant hoe hy dit doen. In vers 12 gee hy die sleutel van hoe mense die nabyheid van die Here soek en erken in jou lewe. Hy sê in vers 12, julle moet dink aan die magtige dade wat God gedoen het, aan sy wonders, aan die reddingsdade op sy bevel. Hoor jy wat sê hy? Hy sê as jy die nabyheid van God wil verstaan, wil voel, wil ervaar, kyk terug. So anders as ons vandag nie, alles wat ons lees, alles waarmee ons gemotiveer word, gaan oor kyk vorentoe, kry jou fokus, kry jou visie, wees vasberade waarin jy op pad gaan wees. Maar vir die Ou Testament was dit anders. En hierdie is 'n baie mooi voorbeeld, hierdie lied daarvan. En hierdie man Asaf kom sê, julle moet dink aan die magtige dade wat hy gedoen het, aan die wonders, aan die reddingsdade op sy bevel. So as ware kom hy as Ou Testament mense wanneer hy sê ons moet die teenwoordigheid van die Here soek, daar in vers 10, dan sê hy, kyk terug. So die Ou Testament mens leef vorentoe deur agtertoe te kyk. Maar dis nie sommer net agtertoe kyk om 'n nostalgiese reis in die verlede te hê nie. Dis nie agtertoe kyk om te kyk al die foute wat gemaak is in die verlede. Dit is 'n baie spesifieke en gefokuste kyk. Kyk na die magtige dade wat die Here gedoen het. Kyk na sy wonderlike reddingsdade. En dis hoe hy naby sy God kom. Ons mense wat so graag vorentoe wil kyk en dat alles dis reg. Ons word ook in die Nuwe Testament gesê dat ons oog gefestig moet hou op Jesus Christus, die begin en die einde van ons geloof en die wedloop met volharding moet hardloop. Maar ek dink ons sal ook bietjie goed doen om Asaf se advies hier te vat. Om soms 'n bietjie terug te kyk. Nie op die goeie ou dae nostalgie manier nie. En ook nie op die ou koeie uit die sloot uitgrawe manier nie. Maar om te gaan fokus, doelbewus te gaan soek na die wonderdade van God in die verlede, in die Ou Testament, die wonderlike dade van God in die Nuwe Testament. Sy verlossing, die verlossing wat Jesus gebring het, sy opstanding, die uitstorting van sy gees, en dan in ons elkeen se persoonlike lewe, die dade van God wat daar is. Dan sal ons ook in die nabyheid van God vorentoe kan lewe, want dis die enigste manier hoe ons vorentoe kan gaan, is in die nabyheid van God. Meatloaf, wat so rukkie terug oorlede is, het 'n liedjie gesing, objects in the rearview mirror may appear closer than they are. As ons in die triespieël kyk, mag ons fokus op die godsbetrokke oomblikke in my lewe. Staan net bietjie stil sonder om nostalgies te wees. Staan net bietjie stil sonder om te gaan fout soek van waar jou lewe verkeerd geloop het. Maar fokus op waar jy God se werk, se magtige dade in jou lewe kan sien. Fokus op daardie kragtige oomblikke. Dan sal jy weet, hy was nog waar hy altyd by jou betrokke. Jy kan nou in sy nabyheid wees. En jy kan so vorentoe leef. Mag dit vir jou waar word. Kyk terug en leef vorentoe. Shalom.